Van my kant af baie welkom by ons spesiale sendingfees vir die volgende 2 weke. En soos wat jy ingestap het, het jy 'n klomp tafels daar agter gesien, verskillende sendingorganisasies, verskillende plekke waarby ons betrokke is, waarby ons bedien. En ons gaan vir almal so 'n geleentheid gee vanoggend om in 'n paar woorde te kom vertel wat doen hulle. Nou, firstly we've got vir Pastor Brad Espen. Hy is van die Bybelgenootskap, hy gaan vir ons iets kom vertel daaroor, en hulle tafel is daar agter. Dan gaan Arnold van Groenewald van Geopende Deure, hy gaan met ons kom praat. Daarna gaan ons eie persoon, Karen van Wyk, kan ons net 'n ja kry? Sy gaan vir ons kom vertel van die plaasbediening waarmee ons betrokke is. Daarna gaan Donovan Burke van die Gideons vir ons iets kom sê, en dan Theresa Veldman gaan oor Stad Kaapstad praat. So baie dankie Pastor Brad. Hy is van Blouberg gemeente, en dit is 'n voorreg om hom vanoggend hier by ons te sê. Kom ons gee hom 'n groot hande klap. Goeiemôre AGS Rots gemeente. It's wonderful to be here, and congratulations on your sendingweek, 2 weke. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vir dit. Ek wil net sê dat dis nie as gevolg van die kerk wat sending bestaan nie, maar is as gevolg van sending dat die kerk bestaan. En dit is so fantasties, Pastor Nals, dat julle hierdie sending weet het, terwyl in Israel op die oomblik, ons het dit gisteraand en vanaand is dit die Loofete fees. Who knows about the Feast of Tabernacles? And the Feast of Tabernacles is also known as the Feast of Ingathering and the Feast of the Nations. En julle doen dit saam met, as ek kyk na die vla, dan sien dit gaan oor die nasies. Die Here wil die nasies gebruik. Can we give the Lord a praise offering? And then I want to tell a story. So my son is 13 years old, and the only thing he wants is an iPhone. And I said, Noah, when you start working, you buy your own one. But I've got a Samsung, and you can have my old ones. Maar hy is nie tevrede met dit nie. So ek wil julle 'n storie vertel van Mary Jones. So Mary Jones, ek praat nou van die 1800. She was a 16-year-old girl, and she loved the reading from the Bible because they were poor, they didn't have one. So she traveled to neighbors where she would sit at the feet and listen to Bible stories. And then she decided to save for 6 years so she could buy her own Bible. And when she had enough money, she traveled over the mountains for 25 miles, I think, 25 miles barefoot, because she wanted to keep the only pair of shoes she had in good condition. And she got to the house of Reverend Thomas Charles, and she wanted a Bible, and when she got there was no Bibles. She saved for 6. They were a poor family. Now think of what we give our children today, and we overspoil them, but this girl saved working to obtain money. And sy het gegaan na hierdie Reverend Thomas Charles toe. And when she got there, she broke down in tears. Daar was geen Bybels daar. Maar 3 dae later het dit arriveer van Londen af. En toe het hierdie pastoor of reverend vir hulle sê 3 gegee vir die prys van 1. And because of her, he petitioned the Religious Tract Society in London, which led to the establishment of the British Foreign Bible Society in March 1804. And the story of Mary Jones has become a source of inspiration because out of that was birthed the Bible Society. En hierdie jaar in Suid-Afrika vier ons 205 jaar vir die Bybelgenootskap in hierdie land. Can we give the Lord a praise offering? And so, I want to just talk about one project that we do, because people always say, ons soek Bybels. But there are certain places we give free Bibles van ons besef, as jy iets vir iemand kan gee wat hulle lewens kan verander, is dit 'n Bybel, die woord van God. Alles verander, maar nie die woord van God nie. And so the Bible Society gives to the prisoners, because when you're in prison, the one thing that can change a person's life
is God's word. Hoe kan jy betrokke raak? Ek is aangestel, ek is 'n AGS pastoor, ek is aangestel na Pastor Teens Lou was eers voor my. Ek is aangestel oor die Westelike provinsie om te sien dat ons geld insamel vir Bybelverspreiding en vir vertaling van die Bybels. And on that note, I say thank you, Pastor Knowles. Thank you. Can we give the Lord a praise offering? Amen. Die Bybelgenootskap versprei Bybels en druk Bybels en maak dit beskikbaar en dis wonderlik. Die werk van Geopende Deure is om hierdie Bybels te vat reg oor die wêreld na plekke waar mense nie veronderstel is om Bybels te hê nie. Ons smokkel Bybels. Ek weet nie wie van julle het ooit Broer Andrew se boek gelees, God Smuggler nie, maar dis die werk van Geopende Deure. Dis wat ons doen. Daar's 53 lande in die wêreld waar die Bybel 'n verbode boek is, waar jy nie die reg het om 'n Bybel te hê nie, waar jy sal doodmaak as jy in besit van 'n Bybel betrap word. En ek dink, en terwyl ons so heerlik die Here se naam vanmôre saam aanbid, toe dink ek dan, dis so wonderlik om net, ek dink aan die ou koortjie wat sê, Dawid het gesê, ek was bly toe hulle op my gesê het, kom, laat ons na die huis van die Here gaan, laat ons saam die naam van die Here groot maak, en dis so lekker om ons hande op te steek, en te loof, en te prys, maar ek dink vanmôre, terwyl ons die Here aanbid, aan die gemeente wat ons besoek het, in die noorde van Nigerië, net voor die lockdown, ek was nie self daar nie, van my kollegas was daar, en toe ons die Sondagmôre daar kom, dis deel van ons werk om te reis, om vervolgde gelowiges te besoek, toe is daar omtrent niks oor van die kerk. Die kerk is aansienlik kleiner as hierdie volgens die foto's wat hulle my gewys het, seker omtrent die helfte van hierdie kerk se grootte, maar daardie Sondagmôre, toe is daar geen dak nie. En die mure is swart gebrand, want net 'n week voordat ons opgedag het, die vorige Sondag, terwyl hulle besig was om die Here te aanbid, het 'n suicide bomber in die kerk ingestap, en terwyl hulle besig was om die Here te aanbid in die middel van die aanbiddingsdiens, toe druk hy 'n knopjie en hy blaas homself die ewigheid in en hy vat 29 gemeentelede saam met hom. En daardie week toe konfronteer hulle die pastoor en hulle sê vir hom, ons het jou nou geleentheid gegee om ons het jou kerk opgeblaas in die week, ons gaan jou nou geleentheid gee om Jesus te verloon. Draai weg van Jesus af, neem Allah aan, sê die shahida gebede en dan kan jy vry gaan. En uit die aard, wat kan ek amper sê, uit die aard van die saak, die realiteit is bitter min, 9 uit elke 10 mense onder sulke omstandighede in vervolgde lande verloon Jesus, maar hierdie pastoor het gesê, ek kan nie Jesus verloon nie, en hulle het sy keel afgesny, net daar, net so te loof, die wapen van keuse in die moslimwêreld is 'n machete mes, gemiddeld elke dag voor jy gaan slaap vanaand, het hulle 13 mense doodgemaak, môre gebeur het weer, gister het dit ook gebeur, dis die realiteit, daar's 380 miljoen volgelinge van Jesus, wat in hoë vlakke van vervolging lewe, en het neem astronomies toe, elke jaar. Daardie Sondagmôre toe kom ons by die kerk, en ten spyte van die feit dat daar basies geen kerkgebou is nie, hulle het goed ingedra vir ons om op te sit, en vir die gemeentelede, en daar's nie 'n pastoor nie, hulle het hom in die week doodgemaak, ten spyte daarvan sit daar meer as 300 mense. Die kerk is uitgepak, daar's nie plek vir enige mens nog addisioneel nie. En hulle aanbid die Here met soveel oorgawe, maar ek dink aan die liedjie wat Jesus Culture geskryf het, wat sê, how can I say it is well when my voice can barely speak? How can I sing you a love song in the midst of suffering? Dit is so heerlik om die Here te aanbid, maar ek wil hê terwyl ons vanmôre die Here aanbid, met ons net vir 'n oomblik, dis my werk om net vir 'n oomblik mense se oor te skuif na die feit dat oor 380 plus miljoen mense versprei oor 78 lande oor die aardbodem, het nie die voorreg soos u en ek om God spontaan te aanbid nie. Hulle lewe in hoë vlakke van vervolging, gemiddeld elke dag. Blaas hulle 10 kerke op, of hulle bombardeer hom van 'n afstand af, of hulle steek hom aan die brand, of 'n suicide bomber kom en besoek die diens en hy blaas homself op. Dis die realiteit waarin ons broers en ons susters
hulle self bevind. Gemiddeld elke dag verkrag hulle 23 vrouens net omdat hulle weier om Jesus te verloon. Maar die groot uitdaging wat ons broers en ons susters beleef in al hierdie lande is vrees. Jy kan jouself indink as hulle 'n mes teen jou kind se keel sit of 'n geweer teen jou kop sit en sê, jy moet nou Jesus verloon, anders maak ons jou dood. Vrees oorweldig hulle. Dis my werk om die liggaam van die Here Jesus in die vrye wêreld, reg oor Afrika basies, die wat nie in vervolging is nie, besoek ek die lande wat nie in vervolging is nie, en dan terselfdertyd besoek ons ook vervolgde gelowiges. En my werk is om mense te mobiliseer, om te sê, ek sal verantwoordelikheid vat om te bid vir ons broers en ons susters wat in vervolging lewe. Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid van die liggaam ly, dan lei die hele liggaam. Jy kan nie vanmôre na my luister en sê, Arnold, hierdie het niks met my uit te waai nie. Dis ons broers en ons susters. En miskien moet jy vir 'n oomblik terwyl jy die Here aanbid, dink aan ons broers en ons susters wat nie die voorreg het om die Here spontaan te aanbid op enige plek net soos wat u die voorreg het nie. Dis die versoek wat ek het vanmôre namens geopende deure vanmôre, dat u net vanmôre sal sê, ek maak my hart oop om te sê, Here, ek wil nie, ek aanbid hier nie in 'n bubble nie. Ons aanbid hier nie net hier in die Kaap nie. Ons het broers en susters reg oor die wêreld. Hulle het nie almal die voorreg om God spontaan te aanbid nie. Baie, baie dankie. Môre almal. Ek gaan 'n bietjie gesels oor die plaatsuitreiking. Ons bediening weerspieël ons roeping om die hande en voete van Jesus te wees en die lig vir die mense in nood. Ons bediening is ook gegrond op opregte medelee en geloof vir die mense wat daar bly. Wie dien ons daar? Ons reik uit na, hulle is almal nederige mense wat probeer oorleef met die min wat hulle het. Hulle moed en hulle volharding, ten spyte van hulle onhaaglike of hulle swaar omstandighede, herinner ons weer eens die belangrikheid van diensbaarheid en liefde in aksie. Daar's ongeveer so 80 families daar, mans, vrouens, kinders, babietjies, wat daar op die plaas woon. En wie help ons met hierdie plaasondersteuning? Op die oomblik is dit almal van julle, ons hele gemeentelede, wat hulle tyd, energie en hulpbronne gebruik om 'n verskil te maak. Ons pak kospakkies, ons komberse, klere, allerhande dinge wat ook al die behoeftes is, vat ons soontoe, sekere tye van die jaar. Ons bid vir die families wanneer ons daar is, ons luister met empatie na wat hulle te sê het, net om vir hulle ook deur ons optrede te wys, dat elke persoon is baie waardevol. Dan sommige tye het ons kosdonasies van baie winkels wanneer hulle dit vir ons kan gee. Wat is ons doelwit nou eintlik op hierdie plase? Is om verhoudings te bou, om vir hulle waardig te laat voel, aanvaarbaar te laat voel. Ons probeer prakties vir hulle help met selfstandigheid, hoe om hulle dinge te organiseer daar, as ook om finansiëel volhoubaarheid te kan bevorder. Natuurlik geestelike bemoediging en hoe om te groei geestelik. En ons het ook al daarvan sekerlik van julle Bybels uitgedeel. Die langtermyn is natuurlik om vir hulle hoop te gee en dat ons daar sal wees om hulle te ondersteun. Wat maak saak? Wat maak saak? Klein opregte gebare is soos 'n bord kos, 'n gebed of 'n vriendelike woord maak 'n groot verskil in hierdie mense se lewens. En dan uitnodiging is ook baie dankie vir julle wat al reeds betrokke is, maar ons nooi ook elkeen uit om wanneer ons hierdie uitreikings doen om ons saam met ons te gaan, want daar is altyd nog 'n plek vir 'n hand, 'n hart of nog 'n lig. Dan ten afsluiting mag ons aanhou om die hande en voete van Jesus en die lig vir hierdie mense in nood te wees. Spreuke 19 vers 17. Wie hom oor die armes ontferm, leen aan die Here en hy sal weldaad vergeldig. Baie dankie. Wat 'n wonderlike geleentheid. Die liggaam van Christus bestaan uit verskillende lede. Is dit nie wonderlik nie? Ek is Donovan Burke.
Ek het twee van my intercessors is hier saam met my, Gerrit Gerber en Jacques Etzebeth. Ons is lede van die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika. So by the way, die Gideons in Suid-Afrika is verjaar 75 jaar oud. Wonderlik. Ons gee al die eer aan die Here. Ons doel, internasionaal, is om siele vir Vader God se koninkryk te win. Ons kan niemand bekeer nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Maar ons kan mense lei na Jesus, want Jesus is die weg na die Vader. Ons missie is die evangelie. Ek wil hier nog 'n vraag vra. Wie van julle gee vir my aan, wie weet wat is die laaste woorde van Jesus voordat hy die aarde verlaat het om hemel toe te gaan? Weet iemand? Ja, lyk my hier is baie mooi antwoorde. Dankie. Matteus 28 vers 19. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Nou wil ek vir jou 'n ander vraag vra. Wat was Jesus sy openbare aangetekende woorde in die Bybel, sy eerste woorde in die Bybel aangeteken? Jesus se eerste woorde wat aangeteken is in die Bybel, vind ons in Matteus 4 vers 19. En dit lei so: Kom na my toe, en ek sal julle vissers van mense maak. Ek het gedink oor hierdie gedagte. Jesus roep twee vissermanne. Vir Simon Petrus en vir Andreas sy broer. Kom, en ek sal julle maak vissers van mense. Hierdie twee broers was besig om te werk saam met hulle vader in die visbedryf van daai tyd. En Jesus roep hulle. En al wat hulle moet doen is, hulle moet 'n besluit neem en opstaan en kom. Jesus roep vissermanne om vissers van mense te raak. Hy sê, kom na my toe en ek sal julle maak. So Jesus roep onbekwame mense en hy maak hulle bekwaam. Twee besige besigheidsmanne moet 'n besluit neem. Die twee disippels raak later, 12 van Jesus lei hulle oor 3 jaar periode op om sy voetspore vol te kan staan. Die disippels raak apostels. Die apostels stig kerke en die kerke bly voortleef tot vandag. So hierdie opdrag van Jesus, gaan na al die nasies toe, is ook die opdrag van die kerk vandag, sou ons sê ook van hierdie gemeente. Daarom is dit vir my so krities en so kosbaar, dat ons nou hier 'n sendingweek kan vier. Baie geluk daarmee. Maar hoe gaan hierdie gemeente na al die nasies toe kan gaan? Daar's gemeentes wat daarna strewe. Kom ek verduidelik vir u so. Die Gideons Internasionaal is in meer as 199 lande van die wêreld betrokke. Daar is 20, 25, 50 lande wat nog nie deur die Gideons bedien word nie. Eenvoudig om die rede omdat die Christelike geloof word nie toegelaat daar nie. En dis meerendeels moslemlande. Die Gideons het die kerk nodig. Vir enige persoon om by die Gideons betrokke te raak, moet sy geestelike leier van sy gemeente waar hy betrokke is, moet sy aansoekvorm goedkeur en onderteken. So geen persoon kan
Gideon word sonder die goedkeuring van sy eie leraar nie, sy geestelike leier nie. Die teendeel is ook waar. Die Gideons is die verlengarm van die gemeentes reg oor die wêreld. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Ek en my vrou en 2 ander broers is in my kerk van aanbidding betrokke by die Gideons, maar ook in die kerkbestuur selfs. Waar ons aanbid, is die Gideons aangeneem as 'n omgeegroep van die gemeente. Wat beteken dat ons figureer op die kerkalmanak van die kerk. Ons spreekbeurt, soos wat ek dit nou hier doen, is op ons kerkalmanak al aangeteken vir volgende jaar. My eie gemeente het ook die Gideons aangebring op ons finansiële begroting. So die Gideons kry hulle deel van die finansies van die gemeente vooruit beplan. Ons gemeente is wêreldwyd betrokke. Ek kom net gister van 'n nasionale konvensie in George, waar ons 1 keer 'n jaar by mekaar kom, die Gideons reg oor die wêreld. Eintlik net in Suid-Afrika, maar ons het buitelandse verteenwoordigers ook daar. Wat 'n geestelike belewing was dit nie. Ongelooflik. Ek kry nou nog hoendervleis as ek dink aan ons Bybeluurspreker wat opgetree het, Dr. Koos van der Merwe. Watter boodskap. Daar is baie gepraat, maar is meer gebid. So 100 dae voor so 'n nasionale konvensie, dan word daar 'n doel geplaas om Bybels bymekaar te maak vir 'n spesifieke land. Verlede jaar was dit Turkye, die vorige jaar Botswana, die jaar voor dit was vir jaar poog ons om Bybels in te samel vir Rwanda. 36.700 Bybels wil ons graag daar plaas, het die Here op ons hart gelê. Ek kan self uitwerk R25 'n Bybeltjie. Teen Vrydag aand was daar 13.700 Bybels al geplaas. Ons het na Vrydag aand nog so 20.000 Bybeltjies gekort. Broers en susters, ek wil u nie rustig maak nie. Maar die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien. Ek wil daai advertensie gebruik. Die Here is nog elke jaar geseën. As hy ons verjaar nie seën nie, sal dit die eerste keer wees. Ek ry van George af terug Kaap toe gistermiddag. Ek moet brandstof ingooi. Ek hoor in George, maar die goedkoper brandstof is in Albertinia. Ander kant Mosselbaai toe kom die liggie al aan van die voertuig. En my vrou sê, trek af van Mosselbaai, maak vol. Ek sê nee, Albertinia. En daar gaan ons. Kom daar by die depot, want ons gooi by die depot in. Ek kom daar, die pedaljoggie gooi in. En ons raak daar nie praat. Hy sê vir my, nou reis met toe 'n klein camper. Hy sê, daarom is dit 'n volledige huis hierdie meneer. Ek sê ja. Hy sê, waar kom jy, waar het julle nog gekamp? Ek sê nee, ons is by 'n nasionale konvensie. Ek sê, ken jy vir Jesus? Hy sê ja. Ek sê, is hy deel van jou lewe? Hy sê, ek moes. Ek sê, nee, maar verduidelik nou vir my, ek verstaan nie, hoekom moet jy nie? Hy sê, hy was so 'n paar jaar gelede in 'n ongeluk, motorongeluk. Hy het sy nek beseer, hy het sy laar rug vergrys, hy het sy skedel is gekraak, hy het erge bloeding op die brein ontwikkel, en hy het van tye bygekom, en as hy bykom, dan sê hy, maar hy leef nog.
En dan sy weer weg, en dan kom hy later weer, en hy sê, maar ek leef nog. Hy sê, ek kan nie anders, as om te glo en te weet, dat die Here leef nie. Ja? Afgesien van die feit dat ek toe brandstof ingooi teen R2 'n liter goedkoper, het die Here vir my gelei om nie 'n Mosselbaai in te gooi nie. Maar in Albertini het ek kom brandstof ingooi, sodat ek hierdie boodskap van daai jong man kan deel met u. Hoe kan die kerke betrokke raak by hierdie sendingaksie? Miskien is daar van u wat kwalifiseer om 'n Gideon te word. U moet 'n professionele of 'n sakeman wees om te kan aansluit. Verkieslik u en u vrou. Miskien is daar van u wat net wil aansluit as 'n vriend, as 'n bidder vir die Gideons. Miskien is daar van die lidmate wat wil betrokke raak. Miskien wil die kerk hande vat met die Gideons en 'n wêreldwye sendingaksie moontlik maak, sonder om u weg te beweeg. Ek sluit af. En ek wil dit graag doen met 'n baie kort gebed. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op aarde. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, met baie danksegging en alle lof en eer aan Vader. Amen. Baie dankie. The City of Cape Town. The City of Cape Town has laid a strong foundation through partnerships with NGOs and provincial teams. They've created support networks, safe spaces, and family reintegration programs. These initiatives offer more than just shelters. Cape Town's safe spaces are more than places to sleep. They offer dignity, substance abuse rehabilitation, meal showers, clean clothes, and access to medical care. But true healing goes deeper. It begins with when someone feels seen, known, and loved. Therefore, they also assist in creating pathways to restoration. With family, important documentation such as IDs and work opportunities. One such initiative is the expanded Public's Work Program, which gives individuals a chance to earn, work, and restore their sense of purpose. Why is this important? 73% of Cape Town's homeless population comes from the Western Cape. The last census in 2022 showed the significance of the challenges we face and highlight the urgent need for all of us to become part of restoration. Homelessness quadrupled from just over 13,000 in 1996 to almost 56,000 during the last census in 2022. The most common reasons: 66.3% of homeless people are due to economic disparities, while we battle with the 33.2% unemployment rate recorded in the second quarter of 2025. Behind every statistic just shown is a person, a man, a woman, a child, navigating life without shelter. Some live on the streets, others in temporary shelters or makeshift homes. These stories are real and their struggles are daily. Let's choose to support organizations that walk with people, not just feed them for a day,
but journey with them through the seasons of change. So how can we help? We can volunteer at one of the city's 31 safe spaces. We can donate essentials such as blankets, toiletries, or food. We can pray for healing and restoration. We can also offer mentorship, skills development, or sometimes simply a listening ear. We live in a world divided by wealth and poverty, privilege and oppression, race, religion, and addiction. We're often judged based on appearances or assumptions about self-inflicted circumstances. But what about the missing middle, the child born into poverty without schooling or housing, surviving by begging at the traffic lights? The one who finds the streets safer than home, the 66% of homeless people affected by economic disparities. They are not invisible. They shape our streets and they touch our spirits. Let us believe that change is possible. Let us meet them with compassion, not judgment. May we be the hands that serve, the feet that go, the light in someone's darkness. May we be the voice that say, you matter. Vir 'n oomblik maak jou oë toe en dank hom vir wie hy vir jou is. Dat hy vir jou so omgegee het. Dat hy Jesus eers dan na jou toe gestuur het. Net daar waar jy staan. Jy kan jou hande opsteek en vir hom sê dankie en sê Here, ek gee my lewe weer oor aan U om net te sê dankie. Dat U so goed is vir my. Dat U die Here is wat leef. Ons aanbid U koning. Esomonda basake lere beshondo. Ozondo bele batamande bezovondo koshindi. Ezamanda basho ozondo Yesu. Fiminda balando koshi. You are worthy to be praised. Vader, die woord sê Matteus 28:19. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. En daarom kom ons vandag met dankbare harte vir elke organisasie en elke persoon wat gehoorsaam is aan hierdie opdrag. Here, ons bring die Gideons na U toe. Seën hulle hande en harte soos wat hulle U woord versprei in skole, hospitale, gevangenisse en selfs dan weier. Laat elke Bybel wat hulle uitdeel 'n saad wees wat in goeie grond val en vrug dra tot in ewigheid. Ons bid vir Stad Kaapstad, Here, vir wysheid en deernis in hulle beleid en programme, wat hulle mense bedien met alles wat benodig word, van 'n gesels tot kos tot 'n bed. Ons bid die prosesse wat mense volg om gerehabiliteer te word, dat dit suksesvol sal wees. Dat hulle weer hulle waardigheid terug sal kry en dat hulle saam 'n stad kan bou waar geregtigheid, vrede en hoop sal heers. Lei hulle om ruimte te skep, Here, vir geloofsgemeenskappe. En ons bid vir die Bottelery Plaas, vir die werkers, die gesinne, die gemeenskappe daar. Here, bring nog meer lig en geregtigheid en geleentheid vir groei, dat die kerk daar 'n instrument van hoop kan wees. Dankie vir geopende deure wat vervolgde gelowiges ondersteun. Here, beskerm hulle, versterk hulle en laat hulle getuienis die wêreld aanraak, soos wat ons aanspraak maak daartoe dat U leef. Help hulle werk, dat dit bly voortgaan met moed en genade. Bid ons vir U Bybelgenootskap, vir hulle toewyding om U woord in elke taal en hart te bring. Seën hulle vertaalwerk, hulle verspreiding in elke hand wat 'n Bybel ontvang. En dan laat ons as kerk nie net bid nie, maar ook gaan. Heilige Gees, werk in ons die opgewondenheid om ons voete, dat U dit gewillig gemaak het, ons harte sag en ons hande oop om te beweeg waar U wil hê ons moet wees. Laat ons lig wees in donker plekke
Dat ons sout wees in 'n wêreld wat smaak verloor het. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser en sending opdraggewer. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen.